wat baie mense glad nie beoefen nie. En selfs baie keer die kinders van die Here nie eens beoefen. Ek wil net saam met my lees, maar uit Lukas die 15de hoofstuk. As hele paar gedeeltes wat ons kan lees in die woord van die Here vanmôre. Amen. Weet dis wanneer stel nou daai eerste liedjie wat jy gespeel het, wat gesê het. Weet jy nie die nuus tempel? Nee. Ja, hy ook, maar as 'n ander een gewees, die begin speel het. O, God is goed. Halleluja. Dit is wonderlik. Weet jy hoor speel daai lied. Sê Here, hoe wonderlik is dit. God se woord bevestig. Vanmôre wil ek met julle praat oor dankbaarheid en blydskap. Dankbaarheid en blydskap wat so belangrik is in die lewe. En baie mense is nie eens dankbaar nie. Baie mense het nie eens meer 'n blydskap nie. Ek het die feeling sing daai koor, daai liedjie blydskap gesteel deur die nagdiewe. Ja, prys die Here. Ons lees uit Lukas die 15de hoofstuk. En dan vanaf vers 1 af lees. Lukas 15 vanaf vers 1. Sien al die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hulle was ongelukkig geweest omdat hier Jesus saam die sondaars en die tollenaars daar saam met hulle gewees het. In steede laat hierdie ouens bly is dat daar iemand is wat met hulle praat. Is hulle baie ongelukkig oor die saak. Vers 3 sê, toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. Hy sit dit met blydskap op sy skouers. Nou iemand het eendag jare terug gesê dat die gewoonte was dat hulle as 'n skaap weggegaan het, dan breek hulle die been. Nou ek kan nie daai ding insien nie. Glad geen sin. Wie wat sê die woord van die Here? Hy sê die geknakte riet sal hy nie verbreek nie. En die dowwe lampet sal hy nie uitbrus nie. Nou as iemand 'n skaapboer sy skaap gaan soek het en hy kry hom, breek hy nie die been nie. Met ander woorde, as jy die been breek, dan doen jy groter skade aan die skaap. Maar hy gaan uit, die Here Jesus vertel die gelykenis, en hy gaan uit en hy gaan soek. En hy kry die skaap en hy sit hom op sy skouers en hy dra hom. Want hy wil seker maak hy kom by sy bestemming uit waar hy moet wees. Saam met die ander 99 dat daar 'n volgetal is van 100. En hy sit hom op sy skouers met blydskap. Met blydskap in sy binneste. Hoekom? Want hy het sy skaap gevind. Nou kom ons lees verder.
Vers 6 sê, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Amen. Wat wil hierdie man doen? Hy wil sy blydskap deel met die ander. Dis nie dat hy wil brag nie. Hy wil nie brag nie. Hy wil sy blydskap deel met sy mede kollegas, pelgrimsreisigers. En dit is wat so belangrik is in die lewe. Is dat ek en jy 'n blydskap in ons moet hê. En daardie blydskap kan jy nie onderdruk nie. Dit is moeilik om 'n blydskap te onderdruk. Ek sien hierdie week 'n video van wat Mia gestuur het van klein Leila toe hulle 'n sportdag gehad het. En hulle hardloop. Jy sal my glo nie, hardloop nog met rompe daar so in 'n hoed in die hand. Net so groot randhoed. Maar sy die hoed in die hand en sy hardloop. Dis vir my lyk op die video het sy so 30 gekom. Maar toe sy by die eindpunt kom, toe sy bly. Amen. En die ander kindertjies is bly. Daar's 'n blydskap in hulle binneste. Hulle uiter dit uit. Hulle bring dit van die binnekant uit na buitekant toe. En hulle is bly daaroor. Amen. Is dit nie wat ek en jy? Party het 'n blydskap van 'n paar minute. Ja. En dan hang die gesigte alweer. Die blydskap van die Here, dit is jou en my beskutting. Ek en jy moet bly wees in die Here Jesus. Wat sê Filippense 4 vers 4? Verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou in die Here. Amen. Laat ons bly moet wees in die Here Jesus. Laat ons opgewonde kan wees. Daar 'n vreugde wees in ons harte. Dat ons dankbaar kan wees. Weet ek wil vanmôre vir jou sê, dankbaarheid steek blydskap aan die brand. Wanneer jy dankbaar is oor iets, dan word jy bly. Want dankbaar is die voorloper van die blydskap wat ek sien. Want as jy dankbaar is, dan gaan jy bly wees. Dan gaan jy opgewonde raak oor die saak. Wanneer jy vir iemand ietsie gee. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie keer gee mense vir iemand iets. Wat sien jy op daardie gesig? Niks. Ek praat van selfs kinders van die Here. Jy sien niks op my gesig nie, nie eens 'n baie dankie nie. Nou as ek en jy vir mekaar nie eens kan sê dankie nie, hoe sê jy vir God dankie? Dan vra ek die vraag, dank jy God ooit oor altyd? Wat sê Johannes? Hy sê, as jy jou broeder wat jy sien nie eens lief het nie, hoe kan jy sê jy het God lief? Dankbaarheid veroorsaak 'n blydskap. Amen. Hier binnekant in jou moet daar 'n blydskap wees, 'n dankbaarheid. Here, dankie vanmôre vir hierdie dag wat ek kan begin in die naam van die Here. Here, baie dankie vir die voedsel wat ek kan geniet. Here, dankie vir die huis wat ek kan bly, die bed is om te slaap, kombers om my toe te maak, Here, klere om aan te trek, dankie vir die skoene op my voete.
Here, dankie dat ek kan asemhaal. Dis so wat jou asem kan weghaal. Dis so in 'n oogwink dat jy kan wegwees. Dat ek en jy vanmôre wakker geword het om te sê, Here, dankie dat ek kan asemhaal, dat ek kan aanskou 'n nuwe dag wat U my genadiglik geskenk het. Dis nie deur jou my goedheid. Deur God se genade. Amen. As jy baie keer by mense kom, eers wat jy as die vrou gaan en sê, is lang gesigte. Swaar gesigte. En is 'n gesig en 'n gekerm en gekla. 'n Gekreun en 'n gesteen. Weet jy wat so wonderlik is, as die Here vertel hierdie gelykenis. Dat ek en jy kan leer. Dis waar. Hy vertel dit. Dat hierdie fariseërs en die skrifgeleerdes se oë moet oopgaan, dat hulle kan sien, want hulle kan hulle oë oopmaak. Maar weet mense is baie keer so verblind, hulle kan nie sien nie. Dis so. Wat sê die as 'n spreekwoord wil sê, daar's niemand so blind soos hy wat nie wil sien nie. Dis so. Ek het jare terug amper vir 'n blinde man dit gesê. Bedink ek my. Sê ek, ag nee, wat ek nie eers stil bly. Prys die Here. Vers 7 sê. Ek sê vir die Here dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Is dit nie wonderlik? Wanneer iemand opragtig bekeer tot God, dan sê hulle, o, hier is die ding. Kyk daar die arme, of daar die arme vrou is. Nou is sy kantig, of sy is kantig nou bekeer. Die engele juig in die hemel. Amen. Oor een sondaar wat hom bekeer, man of vrou, maak nie saak nie, bekeer tot God. Maar weet jy wat, die mense is selfsugtig. As dit jou oorkom, is jy bly. Maar moet net nie met anders oorkom nie, hoe kan ek bly wees? Wees afgunstig met jaloesie. Jaloesie in jou hart. Het 'n valsheid in jou binneste. Bly wees wanneer iemand sy lewe met God regmaak. Amen. Die sonde bely en laat staan en sê, Here, U is goed vir my. Wonderbaar. Die wêreld sal anders dink. Maar baie van die kinders van die Here is nie eens bly nie, man. Weet, toe tot bekering gekom het. Ek daar 'n bietjie met wat soos dit kalte papier gewees daar. En ek is altyd na Seppie toe gegaan. Ek en 'n Corrie van der Merwe, hy is ook al oorlede. Ons gaan, en ek sê vir Corrie, ek wil net gou na hier ingaan. Ek soek hierdie ou van Canaan Electrical, ou Pieter die Griek. Ons het altyd genoem Pieter die Griek. Het ook die Here gedien. En toe ek daar instap daarso, toe hy my sien, toe sy bly. En hy sê vir my, hello Jan, how are you? How's this and that? So now praise the Lord. God is good. En ek slaan sy 2 voete onder hom uit. Sê, Peter, I gave my heart to the Lord Jesus Christ. I'm start serving the Lord Jesus Christ. En weet jy wat sê? Hy sê, praise the Lord. Hy's opgewonde, hy's bly. Oor 'n sondaar wat hom bekeer het tot God.
Iemand wat die Here Jesus nodig gehad in sy lewe. Is daar 'n blydskap in sy hart? En weet jy wat? Ons kom dit deel met mekaar. Want groot en goed is die God. Daar's 'n dankbaarheid. Daar's 'n blydskap in jou binneste. Wat die wêreld nie kan verstaan nie, man. Die wêreld gaan dobbel en hulle wen 'n miljoen rand of dollars of wat ook al. En hulle is bly. En môre is die blydskap ook daarmee heen. Dis waar. Want hulle het alles gespend. Maar weet jy wat? Wanneer God jou lewe verander, is die blydskap môre nog steeds daar. Amen. Is die dankbaarheid nog steeds daar. Kan so môre sê Here dankie vir u genade en u goddelike liefde. Glory to God. Amen. Vers 8 sê, of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig sodat sy dit kry nie. Dis 'n vraag wat die Here vra. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en vroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. Amen. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Amen. Is daar blydskap? Is daar 'n vreugde? Die ouens steek vuur aan die brand. Hulle sê die vreugdevuur brand nou. En hen is die vreugde ook uitgebrand. En môre sit hulle met die hand in die kop en sê vir hulle, asseblief net nie te hard raas nie. Raas net saggies, asseblief. Want daar's iemand in die kop wat die kop so slaan met 'n hamertjie. En dan alles maar wanneer jy God se vreugde blydskap het, glory to God, dan is dit 'n vreugde. Dan is dit 'n opgewondenheid. Want jy's dankbaar oor wat God vir jou gedoen het. Amen. Glory to God. Verskoon my. Ons kyk na die verlore seun. Wat sy goed erfdeel gevat het en is weg. Hy het dit gaan verkoos. Daar in die wêreld. Toe hy alles klaar verloor het. Toe sy vriende ook almal verloor het. Weg van hom af. Wanneer jy die geld het, die chinks het, het jy baie vriende. Wanneer die chinks klaar is die pelle ook almal weg. Dan ken nie een van hulle jou nie. En nie een van hulle sê vir jou, hey my chom, hier is vir jou 10 rand. Die ouens noem ook mekaar mos choms en ek weet enigste chom wat ek geken is daai chocolate chom wat hulle gemaak het. Ek weet of hulle dit nog steeds maak. Prys die Here. Maar wat so wonderlik is dat die blydskap in die Here jou my beskutting is. Wanneer jy God se vreugde in jou hart het, is daar dankbaarheid. Amen. Want jy dank God vir dit alles. Amen. Maar hierdie vader, toe sy seun weg is en hy
kyk na hom en hierdie seun is 'n leë tappe en hy sit daar by die varke. En hy verlang om die pele te eet van die varke. Maar niemand gee dit aan hom nie. Wanneer jou vriende weg is, sal hulle jou nie eens ys gee in die winter nie. Dan moet jy sien kom klaar. Maar hy maak 'n besluit in sy lewe. Ek sal opstaan en my Vader gaan. Sê my Vader, vergewe my. Ek het gesondig teenoor die hemele en teenoor U. Wat het sy vader gemaak? Hy het uitgekyk vir hom. Wanneer gaan hy terugkom na die huis toe? En op 'n dag het hy gekyk. En toe hy kyk, toe sien hy daar kom iemand aan. En daardie stap ken ek. Dis die stap van my seun. En hy gaan en hy omhels hom. En daar is 'n blydskap in sy hart. Want hy's dankbaar dat hy sy seun lewendig weer kan sien. Amen. En hy raak opgewonde. En hy vat hom en omhels hom. En hy soen hom. Maar weer die broer was ondankbaar. Sy oudste broer was ondankbaar gewees. Omrede sy vader vir die vetgemaakte kalf geslag het en 'n ete voorberei het. En bly was dat die seun, sy jong seun terug is. Hy sê vir sy seun, oudste seun, kom, wees bly. Want kyk, jou broer was verlore en hy's teruggevind. En dit is waar baie kinders van die Here is soos die oudste broer. Ja. Hulle is opgeblaas. Ja. Hulle is ondankbaar. Hulle sit met alles in hulle besit, Ja. maar is ondankbaar. Ek wil vanmôre een ding sê. As jy nie dankbaar kan wees in die geringste nie, Amen. hoe gaan jy dankbaar wees in die groot? Dis mooi. Ek en jy moet leer om dankbaar te wees. Jy gee vir mense breinbrood. Jy sê, ek het nie breinbrood nie. Ja. Ag. Gee vir hulle miskien pap. Sê, ja, ek het nie pap nie. Wil eet miskien pap. Maar daar's nie 'n stuk steak by nie. Jy gee vir hom, luister, ek het net pap. Dis wat ek jou kan gee en ek het water. Hoe kan jy pap en water eet? Man, jy het nog nie swaar gekry in jou lewe nie. Jy's ondankbaar. Dis tyd dat jy moet kom daar op die plekke waar jy dankbaarheid kan toon in jou lewe. Amen. Dus sê, Here, dankie vir hierdie droë pap wat ek eet en bietjie water. Here, dankie vir 'n stuk droë brood en water. En wanneer jy dankbaar is daaroor, kan God jou meer gee. Amen. Kan die Here vir jou gee dit wat nodig is. Soms word die mens getoets. Sê die mens, ag, weet jy wat? Hierdie salarietjie kan die ouens mag hou dit ook. Ja. Ja. Verstaan jy wat ek sê? Ja. Of weet jy wat ek sê? Ja. Ja, is waar. Ag, hierdie salaris kan ek gehou het, man. Dis dankbaar. Ja. Dis tyd dat jy dankbaar kan wees. Ja. Soos die vrou wat man in die werk en hy gaan uit elke dag. En die dag kry hy R20.
En hy stap by 'n kerk verby. En hy sê vir hom, gaan hier in en gee R2. Ja. En hy stap daar in en gee R2. En hy het nie geld nie. Nou het hy R20 gekry. Nou moet hy nog R2 gee. En hy gee die R2. Ja. Toe hy by die huis kom, hy vertel vir sy vrou wat gebeur het. Toe sy 7 bar opgepomp. Ja. Ja. Sy ontplof. Sy sê, jy kry R20. Jy vat nog R2, jy weet ons het die geld nodig. En jy gee dit daar van daai kerk. Ja. Die volgende dag gaan hy uit. En hy kry R40. Hy kom terug. En sy vrou sê, my vrou, ek het vandag R40 gekry. Sy sê, hoekom het jy nie gisteraan R4 ingegooi nie? Want dankbaarheid. Want sy is nie dankbaar Ja. in die minste. Amen. Maar hy was dankbaar en gehoorsaam. Is dit nie wat die mens is nie? Sy skelm die vorige aand uit. En die volgende aand skel sy weer 'n keer uit. Ja. Ja. Eers skel sy hom uit omdat hy gegee het. Ja. En die volgende aand skel sy hom uit omdat hy nie meer gegee het. Ja. Ja. Wat wil sy hê? Sy is ondankbaar. Daar's geen blydskap in haar hart. Amen. En steeds sy sê, my man, dank die Here. Ja. Jy nog, ons het nog R18. Ons kan nog iets koop. Ja. Nie dat jy vandag hier iets wil koop van R18. Maar dit is wat 'n prentjie wat ons kan kry in die harte van die mens. Glory to God. Amen. Ek wil hê ons moet lees. Lukas 1. Dit is my so wonderlike gedeelte. Lukas 1 van vers 39. Lukas 1 van vers 39. Almal die plek. Sien die Nuwe Testamentiese gedeelte. Glory to God. Vers 39 lees. En in daardie dae het Maria opgestaan en hastig na die bergstreek gegaan, na 'n stad van Juda. En sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabeth gegroet. Luister na hierdie gedeelte. En sy het Elisabeth, Maria groet vir Elisabeth. Ja. Luister wat gebeur. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, sy hoor die groet. Ja. En die kindjie in haar skoot opgespring. En Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. Amen. To God. Net te hoor die stem van Maria. Nie like Maria, maar dit wat in Maria was. Halleluja. Toe Johannes dit hoor, en die baarmoeder van Elisabeth, toe spring hy op Halleluja. van blydskap, Amen. want hy hoor die stem van die moeder van sy Here. Halleluja. Hy hoor daar die stem Glory to Jesus. en hy's bly. En daardie stadium was daar nog nie lewe gewees nie. Nee. Nou as daardie kindjie dit mis gehoor het, Ja. Here. en so opgewonde word, en gevul is met die Gees, Halleluja. hoeveel te meer moet ek en jy ook nie bly wees nie. Amen. 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 Daar 'n blydskap en 'n dankbaarheid wees in ons harte. Vers 42 sê,
en het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou skoot. En wat het my oorgekom, dat die moeder van my Here na my toe kom. Amen. Maria groet Elisabeth. Die kindjie met Elisabeth se baarmoeder spring op. En Maria, Elisabeth is dankbaar. Daar's 'n blydskap. Daar's 'n opgewondenheid. Daar's 'n vreugde. Amen. Paulus skryf in die Filippense. Hy sê, dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink, wanneer ek bid. Dank ek my God elke keer as ek aan julle dink, wanneer ek bid, om julle op te dra in die troon van God se genade. Amen. Moet dit nie vir ons 'n dankbaarheid wees? Amen. Om te sê, my God, dankie, dat ek vir meer pelgrimsreise kan optree in gebed. Moet daar 'n opgewondenheid wees. Moet daar 'n blydskap wees. Moet daar dankbaarheid wees. Amen. Want die dankbaarheid lei na blydskap toe. Prys die Here. Ons dien 'n goeie God. Amen. En ons moet vreugdevol wees teenoor hierdie God. Sy naam groot maak. Die malaatses kom na die Here toe. Hulle sê, Here, as U wil, kan U ons reinig. Hy sê, ek wil. Prys die Here. Sê, ek wil julle reinig. Hy sê, gaan toon julle aan die priester. En hulle draai om, hulle gaan toon op pad om te toon aan die priester, en hulle kom agter, hulle is gesond. Glory to God. Daar's een wat omdraai. As een wat omdraai, na die Here Jesus en val voor sy voete neer en dank God vir die genesende krag in sy lewe. Amen. Amen. Mense vra in hierdie dae, in die tye wat verby is en so aan, ag bid vir my, ek is siek. En wanneer daar genesing is daar geen dankbaarheid. Bid asseblief. My landerye is droog. En hulle roep na God, wanneer die Here antwoord, dan brand die vure. In steede dat daar dankbaarheid kan wees en blydskap. Is dit die bottels wat skink word? Is die vure wat brand? En is die musieke wat te kere gaan? En die mense dans om te gaan te kere. Hulle rejoice in die wêreld. Maar as hy geen vreugde teenoor God en sy Here voor die neerbuig en sê, Here, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. Here, ek wil my vriende nooi, ek wil my mede-plaasboere nooi, ek wil my mede-kollegas roep en sê, kom, ons sê dankie vir die Here, vir dit wat hy gedoen het vir ons. Amen. Kan dit nie doen nie. Want wat gaan die mense vir my dink? Wat gaan die mense dink van my? Dis nie wat die mense dink nie. Dis wat God sien wat jy doen. Amen. Amen. Die mense is bekommerd, wat gaan die mense sê? As daar vreugde is, leef dit uit. Halleluja. As daar dankbaarheid is, leef dit uit. Amen. En as jy nie dankbaar is nie, word dankbaar. Amen. Amen. Word dankbaar. Dat God jou
sal seën met meer. Sê Here baie dankie vir die stukkie brood. Amen. Here, dankie vir die water wat ek saam met die brood kan eet. Amen. God wil dit doen. Maar hy wil hê ek en jy met sy naam groot maak. Halleluja. God wil hê jy moet hom ken in die krag van sy opstanding. Amen. God wil hê jy moet dankbaar wees sodat daar blydskap gebore kan word in jou hart om die Here se naam groot te kan maak. Hoe dankbaar is jy vanmôre teenoor God? Amen. Hoe groot is jou blydskap vanmôre? Wanneer mense 'n aardse ding verloor, dan laat die mens uit. Dan is daar 'n hartseer en 'n droefheid. As jy 'n aardse ding verloor, jy nog niks verloor nie. Ek wil vanmôre weer ding sê, as jy Jesus verloor het, Die alles. dan sit jy leeg. Amen. Want jy weet die Here Jesus is die bron van die lewe. Dis waar. Soos Moses gesê het, die liedverskrywer sê, U is my krag en my psalm. U het my tot heil geword. Amen. U sal ek roem, die God van my vaders. En ek en jy moet ons roem in die Here, nie in onsself. Aardse dinge gaan verby. Ek wil vanmôre een ding sê, weet jy wat? Die huis wat jy bly. Ja, dis my huis, is op my naam geregistreer. Dis ook nie jou huis nie. Ja. Die kar wat jy ry, is op jou naam geregistreer. Is nie jou kar nie. Yes, sir. Die vrou, die man wat jy mee getroud is ook nie vir jou nie. Is ook nie joune nie. Hoe praat ek nou? Dis net tydelik. As jy doodgaan, sit jy niks. Jy niks. Dan het jy nie meer 'n man nie. Jy het nie meer 'n vrou nie. Jou kinders het nie meer 'n ouers nie. Jy het nie meer 'n kar of 'n huis. Jy het nie meer geld, jy het niks. Want jy is van die aarde weg. Maar as jy God gedien het, het jy ewig gewoon. Glory to God. Amen. As jy God gedien het in gees en in waarheid, het jy ewig gewoon. Wat vir jou wag? Om die Here te kan dien en sy naam groot te maak. Amen. Dankbaarheid lei tot blydskap. Halleluja. Kom ons wees dankbaar. En ons kry blydskap in Christus. Amen. Maar God se genade jou omvou. Jy toegevou sou wees in sy liefde en genade. Die Here elkeen seën. En elkeen wat sal luister na die woord, geseën sal wees. En sal afslaan. En sê, Here, as ek nie dankbaar is nie, vergewe my. Here, as ek nie dankbaar is nie, vergewe my. En dankbaarheid kom in my hart. Ware dankbaarheid. Soos Christus alleen kan gee in jou hart. Amen. Here seën. Halleluja. Wees gereed.